ons lewe. Daar is nie 'n manier nie. En juist vanoggend hier, dat ek 'n blessing, 'n seën oor jou wil uitspreek vanoggend. As jy jou Bybel het, merk hierdie gedeelte, Psalm 5 vers 13. Ek ken hom eintlik uit my kop uit. Die Here seën die regverdige, o Here. U omring hom met welbehae soos met 'n skild. Amen. Here seën die regverdige. Here sien ons in hierdie oggend raak. Hy's met die regte diens om 'n seën uit die hand van die Here te kan ontvang. Daar's krag wanneer ons 'n seën begin uitspreek oor mense. Jy sit hier, jy dalk vanoggend moeg en woordeloos ingekom, maar ek wil vir jou sê, een woord vanoggend van God in jou saak en jou situasie, en die Here begin inbeweeg, en hy begin werk, en hierdie berg begin skuif in Jesus naam. Amen. Dis die God wat ons dien. En ja, ek wil met jou praat oor die seën. Gesinne is vir die Here belangrik. Dis hoe hy ons gemaak het, man en vrou en kinders. Elkeen met unieke gawes, talente, spesifieke rol in 'n gesin wat ek en jy, en of jy nou 'n ouma hier is, en of jy nou 'n oupa hier is, dan is jy maar deel ook van daai gesin. Ons gaan kyk na die woord hoe 'n seën belangrik is. 'n Seën is belangrik vir die Here. Die seën van die Here op ons kinders. Ons as ouers het 'n verantwoordelikheid om ons kinders in die vrese van die Here groot te maak. As ons gaan kyk na Lukas 2 vers 25, hoe Jesus self geseën is toe hy 'n kindjie was, hoe Maria en Josef hom in die tempel gebring het. Ek weet nie, ken julle daai gedeelte in Lukas 2:25 van Simeon? Jesus se ouers het hom in die tempel gebring en hy is deur Simeon geseën, sê die woord. Ons lees dat hy regverdig was en dat die Heilige Gees was op hom. En na hom geseën het, Simeon, werklike kanale instrument, kom vers 40, en die kindjie het gegroei, hy het sterk geword in die Gees, vol van wysheid, sê die woord, en die genade van God was op hom. Amen. En as Jesus daar geseën is, hoeveel te meer nie ek en jy en ons kinders wat 'n blessing en 'n seën uit die hand van die Here moet ontvang nie. Ja, so belangrik vir my om jou kind op te bring en in te seën en hy seën uit te spreek. En ons het nou so rukkie terug vir Jaco geseën en dit is vir 'n voorbeeld. Kinders is vir Jesus belangrik. Die seën selfs op kindertjies, Matteus 19, waar Jesus die kindertjies roep en sê, laat die kindertjies na my toe kom, verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want als sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Jesus het self die hande opgelê en die kindertjies geseën en daarvan vertrek. Amen. Die seën van die Here, luister my broer en suster, so belangrik in ons lewens. Genoeg van die negatiewe goed en vanoggend kan ons net sê, Here, bless hierdie mense, bless hierdie gemeente, seën elke departement, ons is die kop, ons is nie die ster nie, ons gaan op in Jesus naam. Amen. Amen. God se gedagtes vir gesinne is gedagtes van vrede, nie onheil nie, want ek beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. Amen. Dis wat God vir ons beplan. Isak seën ook vir Jakob en ons ken daai gedeelte hoe die seën in Jakob se lewe absoluut in vervulling gekom het. En daarom wil ek jou aanmoedig, spreek woorde van lewe en guns oor jou kind. Daai woorde van dood het ook 'n effek in 'n dimensie. Kom ons wees waaksaam wat ons bely, wat ons spreek. Ons spreek lewe oor ons kinders. Ons spreek seën oor ons kinders. Here, U het 'n wonderlike plan, U het 'n doel met ons kinders se lewens. Here, alreeds van die grondlegging van die aarde is hulle gebore in hierdie seisoen en U weet wat beplan U vir hulle. U weet waar moet hulle uitkom, wat is hulle loopbane, maar buite jou loopbaan, Here, dit wat hulle in God se koninkryk gaan doen, om werklik lig en sout te wees en 'n verskil te maak in God se koninkryk. Amen. Amen. En dit gebeur wanneer ons as ouers baie bid en seën uitspreek oor ons kinders en die Here begin hulle lei, begin hulle rig
deur sy Heilige Gees. Ek wil vir jou sê, daar is niks soos die krag van gebed. En ek wil elke ouer hier aanmoedig, en elkeen wat hier sit, of jy nou ouma of oupa is, om te begin bid en seën uit te spreek in Jesus naam. Amen. Here, dankie dat dit kom in vervulling. As dit in Jakob se lewe in vervulling gekom het, dan kom dit ook in my kinders se lewe in vervulling in Jesus naam. Kyk wat sê die woord, Genesis 30:43 oor Jakob. Jakob het buitengewoon uitgebrei. Hy het baie klein vee gehad, hy het slavinne, slawe, kamele, esels. Hy het buitengewoon uitgebrei, want daar is 'n seën oor hom uitgespreek, afgebid. God is 'n waarmaker van sy woord, en daarom wil ek jou aanmoedig, wees waaksaam wat ons spreek, wat ons bely. Ons bid in hierdie gemeente, vir my een ding is belangrik, Pinkstertyd gaan kom, geesvervulde gesinne, maar ons wag nie net vir Pinkster nie. God kan enige plek, enige tyd iemand doop met die Heilige Gees. Amen. Hy sê bekeer jou, amen. Laat jou doop en jy gaan die gawe van sy Heilige Gees ontvang. Amen. En ek wil vir jou sê, hoe meer jy die Gees van die Here in jou lewe kry, hoe meer die Gees van die Here in beheer van jou lewe is, hoe meer kan jy God se woord leef, en hoe meer kan jy God se wil doen in jou lewe. Amen. En daarom bid ek vir geesvervulde gesinne. Ek bid ook vir kinders, Gerrie, wat al reeds op 'n jong ouderdom geesvervuld sal kom. Want liefde, dit gee vir ons, die Gees van die Here gee ons die vermoë om werklik lief te kan hê. Ek sê altyd, hierdie wêreld het tekort aan liefde. Maar dan die Here, ons maak ons oop en God kan hierdie liefde in ons hart en lewe instort. Amen. Deurdrenk ons. God sien, kyk om lief te hê. Jy moet dit net kan receive. Jy moet dit net kan ontvang. In fact, die woord sê, strome van lewende waters gaan uit jou binneste uitvloei. Amen. Dankie Here vir dit wat die Here vir ons instoor in Jesus naam. En ja, ek gaan verwys na Tabitha. Ja, sy was 'n merkwaardige vrou in die Bybel. En as jy wil aantekening maak, Handelinge 9:32. Sy was oorvloedig in goeie werk en almoses wat sy gegee het. Sy was werklik daar vir mense. Sy het soveel liefde het sy uitgegee. En die woord kom en sê vir ons daar in Handelinge 9, sy het siek geword, sy het gesterf, sy is gewas en sy het in die bovenvertrek, is sy neergelê. Hulle het Petrus laat haal en al die weduwees het by haar kom staan en ween en wys hom al die klere wat Tabitha gemaak het. So 'n wonderlike gedeelte in die woord. Daar was werklik 'n gemis onder hierdie weduwees. Sy het dan soveel klere gemaak, sy het dan soveel omgee gehad, sy het dan soveel liefde gehad. Hierdie vrou het werklik haar gawes, haar talente, haar tyd, haar liefde uitgegee na 'n verlore gaande wêreld. Here, help vir ons in hierdie dae, dat ons sal uitgee na 'n verlore wêreld. Amen. Dit wat God, amen. Dit wat hy in jou lewe begin het, hierdie liefde, amen. Hy sê, wees lief vir my met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself. Begin bietjie God se gebod uitleef, amen. God is 'n God van liefde. Hier's genoeg negativiteit om ons. Wat van bietjie ondersteuning, wat van bietjie bemoediging, wat van ek bid bietjie saam met jou in Jesus naam. En hier staan Tabitha, 'n merkwaardige vrou. Sy het klere gemaak vir die weduwees. En daar was 'n gemis en hulle laat Petrus haal. Petrus kom daaraan. Petrus stuur almal uit hierdie vertrek uit. En dan sê hy net 'n woord. Die Here het ook vir Petrus kragtig gebruik. Hy sê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, sê die woord. En sy het regop gesit. En die mense het daaroor gepraat en hulle het in die Here geglo, sê die woord. Amen. Daar's niks wat ons so laat glo in die Here as 'n wonderwerk. Amen. As ons God glo en ons mense beleef wonderwerke, dit bring mense nader aan die Here. Gaan lees maar die evangelies. Waar God wonderwerke gedoen het, het mense by die Here uitgekom. Hulle was soms verbaas dit wat die Here doen. En ja, mense tot redding en bekering gekom het. En ek wil vir jou sê, ek weet nie wat gee jy in hierdie tyd nie. Jou liefde, jou tyd, jou geld, jou talente.
God het ons almal uniek gemaak. Maar 2 Korintiërs 9:6 vir my, wie spaarsaamlik saai, gaan ook spaarsaamlik maai. Maar wie volop saai, gaan ook volop maai. Amen. Dis so 'n waarheid. Wat gee ons uit? Of ons net aan die ontvang kan, my broer en susters. Wat se saad het jy in die grond, sodat dit kan opkom? Amen. God se beginsel in sy woord, of dit nou tyd, of gawes, of liefde is, wat gee jy uit, maar ons is sout, ons is lig, en ons moet kan uitgee na 'n verlore gaande wêreld. Hier is soveel nood, hier is behoefte om ons. Ek hou van hierdie gedeelte, ek kan nie anders dan by huwelik hierdie gedeelte te praat en te lees uit sy woord uit. Manne, Efesiërs 5:25, dis vir die manne. Manne, julle moet julle vroue lief hê. Ja, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Amen. Soos Christus die gemeente oorgegee het, lief gehad het. Dan vers 28 en 29. So behoort die mans ook hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en hy koester dit, net soos die Here die gemeente. Amen. Ja, so 'n wonderlike gedeelte. Manne, 'n ernstige oproep om julle vroue lief te hê, soos God se woord vir ons opdrag gee. En jy gaan werklik net so kan lief hê, as ons die gees van die Here in ons lewens het. Here, help ons om werklik God se woord te kan vat en te kan toepas. Here, deurdrenk ons, maak ons vol. Dankie vir hierdie liefde wat ons kan uitgee na mekaar toe. Amen. En net lief kan wees vir mekaar. Daai ondersteuning, daai band van eenheid wat moet heers tussen 'n man en vrou. Daai eenheid wat moet heers in gesinne en kinders vanoggend in Jesus naam. Ek wil vir jou sê, as daai liefde en eenheid oorheersend is, daar gebied God sy seën. Amen. En ons almal wil blessings hê. Ons almal wil die seën van die Here hê. Die orde is vir my belangrik. Efesiërs 5:23, hy sê, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. Amen. Mans, julle is die hoof van die huis, en vrouens, ons moet ons onderwerp, ons moet onderdanig wees. Ons moet God se orde uitleef. As jy nie God se orde uitleef nie, dan is die gevolg dat kinders rebels is. Kinders kom in opstand. Want ek wil vir jou sê, kinders leer deur voorbeeld. Kinders leer wat hulle by 'n ma en 'n pa en 'n ouer sien. Dit is so. Amen. Amen. Prys die Here. Dankie Here vir ouers wat met 'n nuwe passie en ywer God gaan soek en gaan dien. Gees vervul. Here, daar is soveel in die Here te verkry in Jesus naam. Ja, ons het wysheid, ons het insig nodig. Ons het die Here vandag so nodig, besluite en keuses in gesinne. Kinders moet leer van Jesus. Kinders moet al reeds op 'n vroeë ouderdom in die vrese van die Here groot gemaak word. Dit is vir my so belangrik. Want die woord sê in Spreuke 22:6, hy sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, as hy oud word, daarvan nie afwyk. Amen. Jy oefen hom volgens dit. Wat praat ons? Spreek ons woorde van lewe. Wat se saad saai ons in ons kinders se lewens? Spreuke 3:1-3, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat my hart jou gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Kan ek 'n amen kry? Bewaar my gebooie. Die woord sê, lengte van dae, jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Spreuke 5:23, hy wat die tug verwerp, ag sy lewe gering, maar hy wat na teregwysing luister, verkry verstand. Amen. Kinders, is vir my baie belangrik. Kom ons leer alreeds op hierdie vroeë ouderdom van Jesus. Vrede is vir my belangrik. Die woord kom in 1 Petrus 3:11. Ek praat van liefde.
En dan praat ek van, dankie Julie, gaan julle het hier staan, baie, baie dankie. Ons gee hulle net 'n kans. Dan sy die woord praat hierso van vrede. Dan sê baie, baie dankie. 1 Petrus 3 vers 11. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet die vrede soek en dit najaag. Amen. Is daar maar een ding in hierdie dae wat moet heers in ons lewens? Ek gaan vir jou sê, dis liefde, vrede. Dis so belangrik. Die woord kom ook hier, is 'n gedeelte in Kolossense 3:15. Hy sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Ja, Here, dankie vir vrede in ons harte. Kan ons net ons sake en ons situasies oorgee en sê, Here, vul ons met vrede, vul ons met liefde. Ons het die Here so nodig in hierdie dae. En ek wil vir jou met jou praat ook vanoggend oor vergifnis. Ja, ek wil vir jou sê dat liefde oorheersend in jou lewe wees, want die woord kom en sê, die liefde gaan 'n menigte van sondes bedek. Amen. Laat die liefde altyd oorheersend wees. Laat die liefde 'n menigte van sondes altyd bedek. Laat ons goed agter sit, laat ons vergewe en laat ons weer ons oë op Jesus kan fokus en kan vestig. En ja, ek wil met jou praat kortliks oor 'n merkwaardige vrou in die Bybel. 1 Samuel 25. Sy was werklik 'n vredemaker en dit is 'n gedeelte oor Abigail in God se woord. Ons lees in hierdie gedeelte van haar man Nabal wat baie goed gehad het. Die woord sê hy het 3000 skape, hy het 1000 bokke gehad. Hy was werklik vermoond, sê die woord. Jy kan gaan lees daaroor. Hy was besig om skape te skeer in Karmel. Dawid het gehoor dat hy die skape skeer in die woestyn. Hy stuur 10 jong manne op na Nabal om die volgende te sê: mag dit goed gaan met u, sowel as met u huis. Goed gaan met alles wat u besit. Dawid stuur vir hom 'n boodskap. Hulle het niks vermis al die dae wat hulle in Karmel was nie. Want Dawid het werklik daai grondgebied bewaar en beskerm. Hy was werklik daar. Hulle het niks vermis nie. Dawid was werklik daar vir Nabal en sy mense. Jy kan gaan lees oor daai gedeelte. In ruil daarvoor kom Dawid en hy vra kos en hy vra water. Hy vra werklik guns van hulle. Maar wat sê die woord? Nabal het sy hart verhard dat hy nie wou toegee aan hierdie versoek nie. Dit was Abigail. Dit was sy vrou, hierdie vrou wat werklik vrede bewaar het, wat werklik gekom het, hiervan te hore gekom het, en onmiddellik het sy gevoel, sy gaan nou moet intree in hierdie saak en situasie. En die woord kom en sê, sy 200 brode geneem, 2 sakke wyn, 5 toebereide skape, 5 mate gebraaide koring en 100 woestynkoek, 200 vrye koek en dit op die esels gesit en die manskappe tegemoet getrek, my broer en suster. Sy trek vir Dawid hulle tegemoet. Sy trek hierdie manskappe tegemoet, hierdie vrou. Dawid het alles beskerm in die woestyn en gesê, net verniet het ek alles wat aan hierdie man behoort in die woestyn beskerm, sodat daar nooit van sy goed vermis is nie. En hy het vergeld my kwaad vir goed. Dawid het goed gedoen aan hom die hele tyd. Hoe kan hierdie man nou kwaad vir goed, vir dit wat hy die hele tyd wil Dawid goed doen? En hy vergeld kwaad in hierdie saak. Dawid kon dit nie verstaan nie. Dawid het Abigail tegemoet gegaan, sê die woord met hierdie kos. Dawid het vir haar gesê, geseën is die Here, die God van Israel, wat jou vandag my tegemoet gestuur het, en geseën jou verstandigheid, sê Dawid. En Dawid het alles uit haar hand, uit Abigail se hand uitgeneem. Gaan op in vrede na jou huis, sê Dawid vir haar.
Kyk, ek het geluister en dit in guns aangeneem. Dawid sê, dankie, ek neem dit aan, in guns, uit Abigail se hand. Ek wil vir jou sê, as Abigail, hierdie vrou, nie gereageer het daai dag nie, kon daar moontlik 'n vegtery tussen Dawid en hierdie manne van Nabal gewees het. Amen. Maar ons dank die Here vir 'n vrou soos Abigail. Dankie vir 'n oomblikke 'n vredemaker. 'n Oomblikke wat sy 'n hele saak in 'n situasie omdraai. Dankie Here dat sy werklik gegaan het en sy het vir Dawid geseën met al hierdie kosse. Sy het besef dit wat Dawid gedoen het, die hele tyd in hierdie woestyn. Hoe hulle besittings bewaar is, hoe hulle besittings beskerm het. En sy het werklik goed met goed gaan vergeld. Amen. Here help vir ons op, dat ons goed met goed sal vergeld. Amen. Amen. En ja, ons kan werklik iets leer by hierdie vrou, 'n merkwaardige vrou, Tabitha, 'n merkwaardige vrou, wat soveel liefde uitgegee het. Ek weet nie, maar as jy 'n vredemaker in jou huis, amen, ek vir my konflik, ek vir my stryd vra. Here, dankie vir wysheid, dankie vir insig, dankie vir dit wat die Here in ons lewens wil doen, dankie om 'n vredemaker te kan wees in ons huis. Vrede is vir my belangrik. Ek bedoel vir jou, soveel verhoudings wat met mekaar spat, deur konflik en rusie, en baie dinge wat soms plaasvind in huise. Here, ek staan op oomblik stil by dit. Vat beheer van ons emosies in die naam van die Here. Dankie vir selfbeheersing deur God se Heilige Gees. Dankie vir seën. Dankie dat ons mekaar sal opbou. Dankie vir woorde van lewe in Jesus naam. Ek weet nie, maar baie keer sê ons iets wat ons klaar gesê en ons kan dit nie terugtrek nie. Here, 'n wag voor ons mond. Kan ons woorde bietjie met sout besprinkel lees? God se woord bietjie vat en toepas en leef. Ek sien baie verhoudings op die rotse. Dood en lewe is in die mag van die tong. En daar is 'n gevolg. En Here, dankie dat ons mekaar gaan opbou, dat ons mekaar gaan seën in Jesus naam. Ja, hier is 'n gedeelte oor Timoteus, oor 'n man van God. Dis vir my so wonderlik. Wie is lief vir die boek Timoteus? Amen. Ek wil jou aanmoedig, lees Timoteus. Hy skryf vir die man van God, 1 Timoteus 6. Hy sê, vir my stryd vra mans, geldgierigheid moet jy vermy. Jy kan daai gedeelte gaan lees. Hy sê, vermy dit. Hy sê, baie het afgedwaal as gevolg van dit. Maar dan skryf hy in vers 11, man van God, luister mooi, vlug weg van hierdie dinge, jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Kan ons 'n amen? Kom ons gee die Here eer. Amen. God gee ons 'n opdrag in sy woord, man van God, jaag daarna. Jaag na geloof, liefde, geregtigheid, lydsaamheid, is geduld, sagmoedigheid. So ja, dankie as God met ons praat. Daarom moet ons sit met hierdie woord. As die Here met ons praat, dankie dat ons dit kan begin toepas. Dankie dat ons dit kan begin leef en ons eie kan maak in Jesus naam. Die man van God, priester in sy huis. Ons gaan kyk, as ons gaan kyk in die Ou Testament, wat is die taak van 'n priester? Priester was 'n bidder. Hy het seën uitgespreek. Hy het gebid. En dan wil ek vir die man sê, is priesters van hulle huis, staan op. Staan op as priester van jou huis. Begin 'n bidder wees. Begin bid, spreek seën oor jou kinders uit. Spreek seën oor jou vrou uit. Spreek seën oor jou gesin uit. In Jesus naam. Daar is krag in ons woorde, as ek vat hoe goed in Jakob se lewe in vervulling gekom het. Kom ons wees waaksaam wat ons spreek, wat ons bely. Dankie vir priesters in ons huise, geesvervul, geestelike groei in hulle huise. Dankie vir
mans wat die hoof is van die huis. Amen. Dat hulle plek gaan inneem in Jesus naam. Dankie vir God se orde. Ek staan vir God se woord. Dis wat in sy woord staan. Amen. Dankie vir kinders wat binne grense, binne riglyne gaan gemaak gaan word soos wat hierdie woord vir ons gee. Ek sê altyd, Here, dankie vir hierdie woord, Heilige Gees, geïnspireerde woord. Amen. En daarom kan ons die waarheid vanoggend van hierdie kansel afbring in Jesus naam. Ek wil graag vanoggend seën oor elkeen afbid en uitspreek. Die hoëpriesterlike seën, Numeri 6. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Amen. Kom ons staan. Ontvang bietjie die seën van die Here vanoggend hier. Kan jou gees bietjie oopmaak vanoggend. Here, dankie dat U sien die mense vanoggend, elkeen wat in hierdie plek is. Here, ons het so die seën en die guns van die Here nodig in hierdie dae. Here, beweeg oor hierdie plek. Here, ek bid vanoggend vir gesinne. Here, ek bid vanoggend vir 'n baas van die huisgesin. Baas wat vanoggend hier staan, wat rigting en leiding en gesagsfiguur in hierdie huis is. Here, dankie vir dit wat U instoor het. Here, hulle moet rigting gee. Hulle moet leiding gee. Ek bid God se rykste seën oor die baas vanoggend af. Ek bid vir die moeders, ek bid vir die ma's vanoggend in hierdie plek. Wysheid, rigting, leiding. Here, hoe om werklik op te tree in sake en situasies. Here, daar's niks soos 'n moeder se gebed nie. Dankie Here, wek en rig gesinne op in hierdie plek. Here, geesvervulde gesinne om vanoggend te besef die erns om werklike verhouding met God te hê en om in Jesus te kan bly. Here, ek spreek seën vanoggend uit oor kinders. Dankie Here vir dit wat U instoor het vir ons kinders se lewens. 'n Wonderlike plan, 'n doel. Kinders kyk hoe ouers leef en ek bid vir ouers. Dankie Here vir ouers wat werklik God se aangesig sal soek. Werklik bidders is, werklik seën kan uitspreek. Here, ek seën vanoggend gesinne. Dankie Here, ons wil die Here begin loof. Here, ek wil die Here begin prys. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Amen. God seën die regverdige. Dankie Here, U omring hom met velbaar, soos met 'n skild. Here, ek bid vanoggend dat U elkeen in hierdie plek, jy is die kop, jy is nie die ster nie, jy gaan op in Jesus naam. En ons wil die Here begin loof, ons wil die Here begin prys, ons wil die Here aanbid in U naam. Amen. Kom ons gee die Here